Hartlike goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, wanneer jy ook al hierdie video kyk, aan al ons studente wat die groei en genade kursus doen. Nou, jy sal sien die klaskamer lyk 'n bietjie anders as normaalweg, maar ons gaan bietjie praat oor 'n lewe van gee. En wanneer ons praat oor gee, dan dink almal ons praat oor finansies, maar ons gaan daaroor ook praat. Maar ons gaan praat oor 'n lewe van gee, oor 'n hart van gee. Nou, ons kry in die woord van die Here daar in Lukas 6 vers 38 waar die woord van die Here sê: gee en aan julle sal gegee word, 'n goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En ek en jy moet die ruil transaksie van gee verstaan. Ek en jy moet God se beginsel van die saai en oes beginsel verstaan, en dit gaan nie net oor finansies nie, dit gaan oor rentmeesterskap. En dat ons in 'n natuur sal aankweek van gee en nie net wil hê nie. Nou, rentmeesterskap volgens die Woordeboek definisie is die gebruik van ons tyd, talente en besittings, en dan sluit dit geld in, op so 'n wyse dat dit God verheerlik. Nee, goeie rentmeesterskap gaan oor hoe bestuur ek dit wat die Here aan my toevertrou het. En dit is dan wanneer ons dit gebruik, en dit gaan nie net oor my geld nie, dit gaan oor my tyd. Dit gaan oor elke dag se beplanning, ons kook, ons beplan, ons werk, ons selfs die bestuur van my humor en die vermoë om te kan luister en empatie te kan hê. Daai alles vorm deel van rentmeesterskap. Hoe bestuur ek dit wat die Here aan my toevertrou het? Nou, ek en jy het elkeen die potensiaal om op 'n verskeie manier by te dra tot God se werke, en dis hier waar ek en jy dan moet kan leer, hoe kan ek 'n beter rentmeester wees van dit waarom of wat die Here aan my toevertrou het. Nou, waarom gee ons? Om te gee weerspieël God se natuur. Hoekom? Want hy's 'n God wat gee. Iemand het gesê, jy kan gee sonder om lief te hê, maar jy kan nie lief hê sonder om te gee nie. En God het dit aan ons bewys, daar in Johannes 3 vers 16, waar die woord van die Here sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore hoef te gaan nie, of kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dis waar ek en jy leer om te gee, soos wat dit God se natuur is, so moet dit ons natuur ook word. Nou, ons moet 'n gewilligheid hê om alles wat ons het vir God te gee, en dit weerspieël die nuwe natuur. Onthou, ons het gesê ons is 'n nuwe mens. Nee, wat beteken, partykeer ons spot om dit te sê, maar partykeer is die laaste ding wat tot bekering kom is jou sak. Nee, jou sak van gee. Dat jou hart kom tot bekering, jou gedagtes kom tot bekering, maar dit is moeilik om te gee. Maar die oomblik wanneer jy daai beginsel verstaan, dan raak dit maklik om te gee, en dan raak dit 'n blessing om te gee. Dan besef jy die woord van die Here wanneer hy sê, dis saliger om te gee as om te ontvang. En ek en jy het baie om te gee. Ons het talente wat God vir ons gegee het. Hy het vir ons seker vermoëns gegee. En dit is wanneer ons harte oopmaak en ons harte waarlik in oorgawe aan God is, wat ons dan die skatte wat God aan ons toevertrou het, gebruik tot eer van sy naam. En ons gee dit eintlik terug vir hom. Nee, dat dit wat ek doen, doen ek van harte soos vir die Here, en dis hoekom ek en jy dan gee. Nou, ek en jy moet kan wees, ons is medewerkers van God. Ons is rentmeesters aan wie God sekere goed toevertrou het, want alles wat ek en jy is, het God ons gemaak. Alles wat ons het God vir ons gegee. Nou, ons gaan kyk na 'n paar belangrike redes waarom ons moet gee, en een van hulle is, gee is 'n vorm van aanbidding. Nee, enigiets wat ons vrywillig aan God offer, kom as 'n uiting van lofprysing en danksegging. So, dit wat ek het,
dank ek God voor en daarom gebruik ek dit. En is ek bereid om dit te gee, want dis my vorm van aanbidding. Ek wil graag weer teruggee, omdat ek so dankbaar is vir wat God vir my gegee het. Nee, nou ons geskenk is 'n erkenning van sy beloftes om te voorsien, nee, omdat ons weet, God is die gewer van alle goeie gawes, daarom is ek bereid om te gee, want daar's 'n gesegde wat sê, I can never outgive God. Nee, so ek kan nooit meer gee as wat hy gee nie, en daarom is dit lekker om te gee, omdat ek weet God gaan weer vir my voorsien. Nee, tweedens wil ek sê, gee verryk ons lewens. Nou, die paradoks van gee is, dit is die sleutel om te kan ontvang. Nee, so voor ek kan ontvang, nou alles wat ek gee, het ek al reeds ontvang, maar voordat ek weer meer kan ontvang, moet ek gee. En as ek gee, is daar 'n belofte, ek sal weer ontvang. En dis waarom ek gee, want dit verryk jou eintlik. Dit verarm jou nie. Jy kan nie meer weggee as wat jy kan kry nie, né? Because we can never outgive God. So ek en jy moet kan weet, vrygewigheid bring vrygewigheid, né? Dit beteken, dit maak vrygewigheid los. Ek en jy, wanneer ons vrygewig is, dan sien ons hoe die Here nie net self nie, maar hoe hy ander mense kry om dan weer vir jou te voorsien, soos wat jy nodig het. En dis waarom ek en jy gee, dit verryk ons eie lewens. Gee steun ook die werk van God. Nee, derdens, dit steun die werk van God. Dat ek en jy vandag sal weet, wanneer ek en jy gee ons eintlik vir God, en dit maak dat God se werk kan voortgaan, né? Hy sê, sonder die geskenke van God se mense kan die kerk nie voortgaan nie. So, wanneer ek gee vir die kerk, en of dit nou my talente is, en of dit my bydrae is, of dit my teenwoordigheid is, my gawes, alles wat ek gee vir die werk van die Here, maak die kerk sterker, maak die kerk, want dis hoekom die Here ook uiteindelik dan sê, laat die volle tiende van die skathuis, of bring jou volle tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, né? So dis wat die Here dan doen. Nou, een van die vreugdes van 'n Christelike lewe is om deel te wees van hierdie netwerk van voorsiening, en dit maak jou bly om te kan gee. As jy kan sien die verskil wat dit bring in iemand anders se lewens, dan bring dit genoegdoening in jou hart, wanneer jy kan sien dat God gebruik jou om iemand anders se lewens te vergemaklik, te help, hulle lewens te verryk. En dan wil ek sê, in die vierde rede, gee help inhaligheid verhoed. So beteken, ek is besig om te werk teen 'n gees van inhaligheid, want as ek net wil hê, en ek wil net vir myself bymekaar maak, dan is ek eintlik besig om myself te verarm. Ek dink ek is besig om myself te verryk, maar eintlik verarm ek myself, want daar's 'n groter vreugde in gee, as om dit te ontvang. Nou, dit help, baie keer sal ons afgode maak van sekere goed, né? My kar, my huis, my geld, en ek wil nie my besittings weggee nie, want dit is myne. Maar in die oomblik wanneer ek besef, hierdie goed is wêreldsgoed, die oomblik wanneer ek besef, hierdie goed is wêreldsgoed, nou wil ek ook kies in die tand, of kom ons sê, tong in die mond wil ek sê, of tong in die kies, wil ek sê, dis vir my amazing, hoe die goed wat heiligdomme was toe ons kinders was, skielik wêreldsgoed word wanneer ons oupas en oumas word. Nee? Ek sê altyd, daar's 'n een of ander ding wat gebeur in 'n ouma en 'n oupa, dat jou kinders, en ek wil sê ons as kinders, moes nie jou voet op die banke gesit het, jy mag nie op die bed gespring het nie, jy moet sekere goed opgepas het, want dit kos baie duur, dis heilige goed. Maar skielik, wanneer daar klein kinders is, dan mag hulle spring, en hulle mag speel, en dan word daar gesê, ag, dis wêreldsgoed. So, iets gebeur in 'n ouma en oupa se lewe, wanneer hulle dan nou kleinkinders het, en goed is toelaatbaar wat nie voorheen toelaatbaar was nie. En weet wat, het gaan oor 'n lewe van gee. Skielik het agterkom, raai goed, het minder waarde, en dan is ek bereid om dit te gee, solank daai kind net homself geniet, solank daai kind net homself kan uitleef. Nee, nou wanneer ons harte toegevou is in ons besittings, neem God tweede plek in. 'n vrygewige gees sal inhalige afgoderry verhoed, en sal ons help om materiële dinge aan geestelike realiteite te onderwerp. So beteken, gees kom eerste, vlees kom tweede. Nou, daar's 'n paar vrae wat jy moet antwoord in daai kursus. En hier's die vraag, né, wat ek en jy moet kan antwoord. Is dit moontlik om God enige iets te gee wat hy nie alreeds besit nie?
Nee? Antwoord vir jouself die vraag. Die tweede een is, word enige een van die verantwoordelike verskoon om in die hele wêreld in te gaan en die evangelie aan alle skepsels te verkondig? Nee? Is daar sekere areas wat dit nie van toepassing is nie? En jy gaan vir jouself antwoord, maar ek kan ook vir jou die antwoord gee. Die derde een is, tot 'n watter mate mag 'n Christen verwag dat God in sy of haar behoeftes sal voorsien? Nee? Tot watter mate? Net sekere mates of altyd en oral? Nee? Dan vierde vraag, op watter basis beoordeel God die grootte van ons offer? Deur wat ons gee of deur dit wat ons oorhou? Nee? Antwoord vir jouself. Lees 2 Korintiërs 8 vers 2. Dan, is dit regverdig dat elke Christen gevra moet word om 'n tiende van sy of haar inkomste vir die kerk te gee? Werk vir jouself uit. Is dit regverdig? Nee? Of is dit net sommige wat moet gee, of dink jy ons moet almal gee? So, werk vir jouself uit. Is dit reg dat predikers veroordeel uit die offerandes, of is dit reg dat predikers voordeel uit die offerandes wat aan die Here gegee word, moet trek? Nee? Nou gaan lees jy Lukas 10 vers 7 en dan in 1 Korintiërs 9 vers 14, wat sê die woord van die Here? En dit gaan vir jou help om vir jouself die saak uit te maak van, hoekom moet ek gee? En wat is die voordeel van gee? Nou, ons gaan bietjie praat oor tiendes. Hoekom moet ons tiendes gee? Nee? Nou, die idee aan God 'n tiende van ons inkomste te gee is baie oud. Dis van die Bybelse tyd, en ek wil vir jou sê, dis nie deel, of dit was voordat dit deel geword het van die wet, voordat dit 'n verpligting geword het, was dit iets wat Abraham gedemonstreer het, en ek wil glo dis goddelik en dit is geestelik. Dat Abraham het aan die koning van Salem het hy 'n tiende gegee, en ons kan dit gaan lees, nee? Daar in Levitikus 27 lees ons nou, toe dit 'n wet geword het, rondom die tiendes, en dan die tiende erkenning aan God se eienaarskap gegee, en dankbaarheid teenoor God getuig vir sy milddadigheid. En tiendes het nie net die Levitiese en priesters onderhou nie, maar ook God se mense voorsien van sy verlossingsaktiwiteite. So, die tiende was om te sorg vir die priesters in die Bybelse tyd. In die Levitiese tyd was die Leviete was die enigste volk wat nie vir hulle self gewerk het en nie eie besittings gehad het nie. Die res van die volk moes sorg vir hulle. Hulle hoofdoel was om God te dien en dan instrumente te wees in die hand van die Here. En dis waarom hulle dit moes doen. Dan, om tiendes te betaal, word uiteindelik 'n goddelike seën, en jy kan gaan lees in Jesegiel 44 vers 30, en dan ken ons natuurlik wat sê Maleagi 3 vers 8, en dan ook vers 11. Maar as ek net vinnig vir jou kan lees, wat sê Jesegiel 33, dat ek en jy vandag vir onsself die saak uitmaak, dis vir my beter om te gee as om te ontvang, nee? Dat ek en jy vandag sal weet, daar in Jesegiel 44 en vers 30, dan sê hy hierdie woorde, kyk gou, saam met my as jy jou Bybel daar by die hand het, dan sê hy hierdie woorde, en die beste van al die eerstelinge van alles, en elke offergawe van alles, van al jou offergawes moet vir die priesters gee, ook moet julle die eerstelinge van julle grove meel aan die priester gee, om 'n seën op jou huis te laat rus. Nee, om 'n seën op jou huis te laat rus. Nou kom die Here daar in Maleagi, en hy sê vir hulle, eintlik, julle beroof my en van die tiendes, want julle vra, hoe beroof julle my? En ek sê, deur nie julle tiende te gee nie. En dan sê hy, bring julle volle tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis. So, dit gaan oor God. Tiende gee, gaan nie oor die kerk nie, gaan oor God, gaan oor jou verhouding met die Here. En dit gaan oor, ek gee omdat God so gesê het. So is 'n stap van gehoorsaamheid, dis 'n stap van geloof, en dan daarmee saam is dit 'n stap van getrouheid. Nee, so daai 3 G's, onthou die 3 G's. In die eerste plek gehoorsaamheid, tweede plek geloof, derde plek getrouheid. En wanneer ek gee, is daar 'n belofte. Hy sê, en kyk of ek nie die vensters van die hemel oopmaak en 'n oorvloedige seën oor jou sal uitstort. En dan praat hy van die sprinkane wat hy afhou van jou oeste. Nee,
En dis waar ek en jy dan doen wat God eerder vra, sodat ek die voordeel kan geniet van dit wat God beloof het. Nee, nou ek en jy moet kan weet, dis is God se plan vir sy mense om tiendes te betaal. Dan beteken dit, die gee van tiende is nie om jou te beroof nie. Dit is eintlik om jou te bevoordeel. Jy het 10 tiendes gekry, 9 tiendes kan jy hou, 1 tiende gee jy terug vir die Here. Let wel, nie vir die kerk nie, vir die Here. Maar wanneer jy dit gee vir die Here, is God se vereiste in dat daar spys in my huis kan wees. Nou wil ek ook sê, baie mense wil graag hulle tiendes gee vir mense wat arm is, of hulle dink hulle kan hulle tiende gebruik om dan kospakkies te koop om vir mense te gee, of dan iemand wat in die nood is te kan help, en hier moet ek en jy versigtig wees. Wat het God gesê? Ek wil sê, jy kan eerder jou tiende bring vir die werk van die Here, en vir die werk, dit wat die Here bedoel het, en dan alles bo en behalwe dit kan jy gebruik om ander mense mee te seën, en weer eens sal die saai en oes beginsel in werking kom. As jy gee, sal jy ontvang, as jy saai, sal jy oes, en ek en jy moet maar net gehoorsaam wees aan die woord van die Here. Matteus 23 vers 23 sê hierdie woorde. Kan ek net gou dit sê? Abraham, daar in Genesis 14 vers 20, het tiendes gegee aan Melchisedek, en dit was voordat dit 'n wet, 400 jaar voordat dit 'n wet geword het hy al reeds in sy hart gevoel, hy wil 'n tiende gee aan die koning van Salem, en ons vandag glo, omdat dit met 'n hoofletter geskryf is, dat dit was eintlik 'n voorbeeld van die Here Jesus, dat dit was Jesus, en maar ek en jy moet dan kan weet, tiende was al lank al daar voordat dit 'n wet geword het, en daarom kan ons nie net beskou tiende as 'n Ou Testamentiese ding nie. Ek en jy moet kan besef, tiende is die wil van die Here. Nou, Matteus 23 vers 23 sê, wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. So beteken, dit help nie net ek gee tiende, maar ek laat die ander dinge na nie. Nee, so nou wil ek tiende gebruik as nee, ek is nou besig om dinge reg te doen. En dis eintlik wat die Here daar wil sê, in die Nuwe Testament het hy al reeds erkenning gegee dat tiende gee is reg. Maar die Here sê, moenie jou tiende gee en jy laat die ander dinge na nie. So ek en jy moet kan besef, die beginsel van tiende word dan daar bevestig. Nou, ek en jy moet ook kan weet, ons is nie geforseer nie. Niemand forceer jou, selfs nie eens God forceer jou om jou tiende te gee nie. Hy laat jou eintlik net besef, jy beroof jouself as jy dit nie doen. Nee, so dit gee van tiende gaan nie oor wat God van my vra nie, dit gaan oor die voordeel wat ek kry as ek dit gehoorsaam doen. En dat as ek gehoorsaam is, wat is die gevolge daarvan? Ek en jy moet kan weet, tiende gee se voorreg. Dis eintlik 'n betoning van my dankbaarheid, om die seën te ontvang wat God beloof het, Maleagi 3 vers 10. En dan ook is dit 'n praktiese uitdrukking van seëninge, wat begeer word, nee? In Lukas 6 vers 38, as ek gou soontoe kan blaai, om net vir jou te kan sê, daar in Lukas 6 vers 38, dan kom die woord van die Here, en hy help vir ons om daai beginsel te kan verstaan. Hy sê, gee, en aan julle sal gegee word. 'n goeie maat, nee, hier kom die hoeveel moet ek gee? Hy sê, 'n goeie maat, wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal in julle skoot gegee word, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal daar vir julle gemeet word. So, ek en jy moet kan weet, God het 'n blymoedige gewer lief. Jy moet kan gee met blymoedigheid, maar jy moet ook kan gee en kan weet, as ek oorvloedig saai, sal ek oorvloedig maai. En dis dan ook die beginsel van gee, wat ek en jy baie mooi moet kan verstaan. Nou, ek en jy moet kan weet, vandag simboliseer die plaaslike kerk die skathuis van die Here. Dit wat die Here vra daar in Maleagi 3 vers 10, laat die volle tiende na my skathuis toe kom, dat daar spys in my huis kan wees. Dit beteken die kerk. Dit beteken die kerk, en dit beteken jou lokale gemeente. Jy kan nie jou tiende vir iemand anders gee nie, jy kan nie jou tiende vir 'n ander pastoor gee nie. Daar waar jy eet, en ons gebruik altyd die voorbeeld, jy gaan nie en eet by die Spur, maar jy betaal by die Wimpy. Nee, so daar waar jy jou geestelike voeding kry, daar moet jy jou tiende gee. Nou wil ek ook tussen hakies sê, daar is sommige mense wat nie by 'n kerk kan kom. Dan beteken dit, as jy geestelike voeding kry van 'n bediening elders,
dan is dit, moet jy die saak in jou hart uitmaak, dat jy dan dit beskou as jou geestelike huis, en dan stuur jy jou tiende dan na daardie geestelike huis toe. Maar ek en jy moet kan weet, dat ek moet, waar ek kos kry, geestelike kos kry, daar moet ek dan my tiende kan gee, sodat ek die seën van die Here dan kan beleef. En ek en jy moet dan kan weet, dis waar ek my tiende kan gee, en die tiendes is die voorsiening vir die onkoste, sodat die kerk kan funksioneer, en natuurlik die pastoor of dominee betaal kan word, en die ligte kan brand, en evangelisasie gedoen kan word. As jy in diepte ingaan, ten opsigte van waarvoor is die tiende gebruik, en waarvoor was die offerandes gebruik, dan was die tiendes hoofsaaklik vir die priesters en die leviete. En die offerandes was vir die geboue en die tipe van goed. En dis hoekom ons dan dit doen. Nou, Christene gee blymoediglik, vrywilliglik en gereeld. Kan ek het weer sê? Christene, as jy 'n kind van die Here is, gee jy blymoediglik, omdat God 'n blymoedige gewer liefhet. Jy gee vrywilliglik, want dit moet 'n saak wees van geloof, gehoorsaamheid en getrouheid. En jy gee gereeld, dis waar die getrouheid inkom, met 'n oop hand, en ek en jy moet nie net kan beperk tot tiendes nie, ek en jy moet kan selfs bo en behalwe my tiende gee. Ek weet van mense wat 'n tweede en 'n derde tiende gee, omdat die Here dit so op hulle harte lê. Maar ek en jy moet kan weet, my tiende behoort aan die gemeente, of dan nou aan God, in sy gemeente, en dan alles wat ek bo en behalwe gee, kan ek nou betaal vir welsynorganisasie, of mense wat behoefte het, en dan beteken dit, dis waar die saai en oes beginsel dan inkom. Nou, die opdrag van gee, en ek en jy gaan nou 'n bietjie praat oor wat is die betekenis van gee, en wat is my verantwoordelikheid in hierdie area. Nee, God het nie ons geld nodig nie. Kan ek dit weer sê? God het nie jou geld nodig nie. Nee, maar jy het God se voorsiening nodig. Jy het God se voorsiening nodig. So jy gee nie as gevolg van wat God nodig het nie. Jy gee op grond van wat jy nodig het. God wil jou gebruik. En God wil, en dis hoekom hy sommige mense amper meer seën as ander, want twee goed, hulle is of beter rentmeesters, of aan die ander kant weet hulle om baie geld te bestuur, terwyl ek en jy dalk net weet hoe min geld te bestuur. En dan in die proses word ek en jy instrumente in die hand van die Here. Nee? Nou voordat ons met oorgawe kan gee, moet ons eers bereid wees om van ons self te gee. Kan ek kan nie dit meer beklemtoon nie. Jy kan nie iets gee voordat jy nie jouself gee nie. Jy moet van jouself gee. Nou, God het ons duur gekoop met die bloed van Christus, en ons behoort aan die Here volgens 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Jy behoort nie aan jouself nie, jy behoort aan die Here. En daarom, as God dit op jou hart lê om jouself te gee, om jou gawes te gee, om jou talente te gee, om dit wat jy het te gee, dan moet jy dit kan gee. Nou, God beveel ons om ons liggame te stel as 'n lewende, heilige, God welgevallige offer, daar in Romeine 12 vers 1. So beteken, ek moet selfs my liggaam kan aanbied. So beteken die werk wat ek kan doen. Dis waarom iemand wat byvoorbeeld nou ligte kan regmaak, 'n elektriesien, of iemand wat bouwerk kan doen, dat jy jouself tot beskikking stel van God om dit vir mense te doen of vir die kerk te doen, dat dit wat die Here jou mee toevertrou het, dat jy bereid sal wees om te gee. Nou, 'n derde ding is 'n gewillige gees en 'n hart met 'n lewe wat toegewy word aan God, moet vooraf gegaan word om 'n gawe te seën, né? So beteken, ek moet my hart, en ek wil amper sê my siel, my gedagtes, dit moet ek heel eerste kan gee, en ek moet myself tot beskikking stel van die Here, voordat ek dit wat ek het kan gee. So dit wat ek is, moet ek kan gee, voordat ek dit wat ek het kan gee. Gaan lees gerus 2 Korintiërs 8 vers 3 tot 5, en dan ook 2 Korintiërs 8 vers 12, dan wat die woord van die Here daar vir my en vir jou dan sê. En dis wat ek en jy dan moet kan doen. Nou, wat is die rede waarom ek gee? Hier kry ons dit nou gaan ek maar blaai daar na 2 Korintiërs 8 en vers 8, wat dan vir my en vir jou kan help om dit beter te kan verstaan. Daar in 2 Korintiërs 8, dan sê hy dit hierso vir my en vir jou. Hy sê, ek sê dit nie as 'n bevel nie, maar om deur die ywer van 'n ander ook die egtheid van julle liefde op die proef te stel. Nee, dat die egtheid van ons liefde word op die proef gestel wanneer ek en jy bereid is om
kan gee. So beteken, om te gee toon die opregtheid van ons liefde, nee? En as ek nou vir jou kan net daar na vers 3 tot 5 en dan ook vers 10 net vinnig vir jou kan aanhaal, dan sien jy daar, hy sê, want hulle was na vermoë, ek betuig, ja, bo vermoë gewillig, en ons het met groot aandring gesmeek dat hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning aan die heiliges moet ontvang. En nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar hulle het hulle self eers aan die Here gegee, hoor gou hier, hulle het hulle self eers aan die Here gegee, kan ek dit weer sê, hulle het hulle self eers aan die Here gegee, en toe aan ons deur die wil van God. En dan kom hy daar in vers 10, hy sê, ek gee julle in hierdie saak my oordeel, want dit is voordelig vir julle, omdat julle al reeds 'n jaar gelede begin het, en nie alleen om te doen nie, maar ook om te wil. En dis dan 'n gemeente wat self swaar gekry het, 'n gemeente wat self arm was, het almal bymekaar gemaak sodat hulle dit vir Paulus kon stuur en vir hom kon help. En dit sê vir jou, die harte was reg. Nee, ons kry self swaar, maar ons ken die beginsel van gee. Ons ken die beginsel van saai en oes. Ons het gegee selfs in ons armoede. En ek wil gou vir jou eintlik al van 'n tip gee. Wanneer jy swaar kry, saai jouself uit jou swaar kry. Saai jouself uit jou swaar kry. Dan beteken dit leer om te gee en dan sien jy hoe jy ontvang, want jy kan nie meer gee as wat God gee nie. En dan gaan jy agterkom, wanneer ek swaar kry finansiëel, gaan kyk, gee ek my 10de? Is ek bereid om vir ander mense te gee? En dan kom jy agter, maar as ek begin om te gee, dan begin ek om meer te ontvang, en ek begin om myself uit my swaar kry uit te gee, en ek wil vir jou sê, begin om te saai, en verstaan die saai en oes beginsel, en as jy swaar kry, begin om te gee, en dan sien jy wat doen die Here vir jou. Nou, ons het weer eens gesê, om te gee, toon die opregtheid van ons liefde, om te gee ontwikkel 'n genadegesindheid vir ander werke, nee, dit vereis geen spesiale talent of vermoëns om te gee nie, slegs genade. So beteken, dis 'n genadegawe, nee, beteken onverdiende guns, ek leer genade ken, en ek leer om genade te gee, nee, dat beteken dis 'n genadegawe, dis onverdiende guns, en wie wat is die beste ding wat ek aan jy kan doen? Gee aan iemand wat dit nie kan teruggee. Wanneer jy begin gee vir iemand wat dit nie kan teruggee nie, dan beteken dit jou verwagting is van die Here, want hy sal voorsien, nie van 'n mens. En dis ons grootste behoud, dat ons verwagting moet van die Here wees. Nou om te gee is 'n belegging met ewigheidswaarde, en dit laat ons wegkyk van ons aardse rykdom wat tot niet gaan, hè? As ek vinnig vir jou kan lees daar, wat sê Filippense 4 vers 17, ons ken Filippense 4 vers 16 baie goed, maar kyk gou wat sê Filippense 4 en dan vers 17, nee? Vers 17 sê, nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Nee? Beteken, Paulus sê eintlik, julle gawe is wonderlik, maar ek moet nou sien wat doen die Here vir julle. Hy sê, ek soek eintlik dit wat die Here vir julle gaan doen, dat ek kan nie wag om te sien wat doen die Here vir julle, omdat julle bereid was om te saai. Dat dit wat jy bereid was om te doen, het God raak gesien, en die Here gaan dan jou beloon vir dit wat jy bereid was om te gee. Nou hier is waar ek en jy moet kan weet, die persoon wat die meeste voortrek wil ons gee, is onsself. Jy is die persoon wat die beste doen, of dan nou die meeste voordeel trek uit dit wat jy gegee het. Nou waar moet ek gee? Hier is nou die vraag, waar moet ek gee? Ons primêre verantwoordelikheid is ons plaaslike kerk. Alle gawes in die Nuwe Testament is binne die konteks van die plaaslike kerkbediening. En dit beteken, ek en jy moet kan lees, daar in 1 Korintiërs 16, wat skryf Paulus dan vir die gemeente daar. En dan wil ek sê, enigeen is egter vry om vir 'n instansie buite die plaaslike kerk by te dra, en God mag dit selfs gebruik en dit seën. Dis egter die plaaslike kerk wat die sentrale punt is van God se plan, né? Beteken eintlik, moet ek in my gemeente saai, sodat my gemeente kan buite saai, né? Dat ons almal 'n projek kry, soos 'n sendingprojek, of vir 'n evangelis, of vir 'n sendingwerker, dat ons dan as gemeente vir hulle kan bydra. So begin jy om te gee binne die gemeente, sodat die gemeente in staat kan wees om buite die gemeente te saai, en dan te kan sien. Nee, en dat ek en jy dan kan weet, geen bydraes aan buite behoort ooit tot nadeel te wees van dit wat God wil hê ons kerk moet doen nie. Dit geld ook vir ons tyd en ons diens, as ook ons geldsake. Dan, wat word van my geld?
Wat word van my geld? En hier is waar ek en jy moet kan weet. In die eerste plek is dit vir die onderhoud van leiers in die kerk, nee, beteken soos wat die priesters en die leviete in die Ou Testament voordeel getrek het, of dan nou betaal is, of honorarium ontvang het, so gaan dit ook wees vir jou lokale pastoor of dominee, om dan te kan weet, die onderhoud van die leiers van die kerk, 1 Korintiërs 9 vers 13 tot 14, en dan Galasiërs 6 vers 6, en dan skryf hy aan Timoteus, in 1 Timoteus 5 vers 17 tot 18, dan skryf Paulus vir Timoteus, dat hy moet kan leef vanuit die bediening, nee? Dat ons dan kan weet, as jy my gaan toelaat om net vinnig daar te gaan na 1 Timoteus 5, waar hy dan met Timoteus praat, dat ek en jy kan weet. Hy sê, laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eer waardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer. Want die skrif sê, jy mag 'n os wat graan los nie muilband nie, en die arbeider is sy loon werd, nee? Die arbeider is sy loon werd. Moenie 'n beskuldiging teen die ouderlinge aanneem, behalwe die getuienis van 2 of 3, dan gaan hy daarmee. Maar dat ek en jy kan weet, dat hy sê, die arbeider is sy loon werd, maar dat ek en jy dan ook kan leer uit daardie beginsel uit. Ek en jy moet ook kan weet, om algemene behoeftes te dek, soos die leierskap van die kerk bepaal, nee? Dan beteken dit, daar is ligte wat moet brand, daar is gebouwe wat moet herstel word, daar is 'n printer wat moet kan print, die maandblad kan print, daar is goedes wat gedoen moet word, en selfs kospakkies wat uitgedeel word vir die armes. Daar is sekere goed wat verantwoordelikheid is, die water en ligte, al daai goed wat die kerk se verantwoordelikhede is, en daai persone dan ook salarisse wat dit dan betref, dat ek en jy sal weet waartoe gaan dit, en baie mense raak vies, want hulle voel die kerk bestuur dit nie reg nie, en dan wil ek vir jou sê, bid maar oor die saak, want ek en jy het vir God gegee. Wat die kerk daarmee doen is eintlik hulle saak. Hulle moet voor God gaan verantwoording doen. Wat het hulle gedoen met dit wat ek gegee het? En daarom moet ek en jy nie manipuleer deur tiende. Baie ouens gaan manipuleer en sê nee, ek gee nou nie my tiende nie, en as die dominee nie preek wat ek wil hê hy moet preek nie, die pastoor preek nie wat ek wil hê hy moet preek nie, en hy tree nie op soos wat ek nie, dan weerhou ek my tiende, en dan beteken dit ek en jy sit in die gevaar dat ek is ongehoorsaam aan God, en ek doen nou nie meer wat God wil hê ek moet doen nie, en dan in die proses maak ek God my vyand, in plaas daarvan dat die Here my kan seën. So wees versigtig hoe ek manipuleer met geld, en dan, so ek moet my geld kan gee, asof ek dit vir die Here gee, en nie vir 'n mens of 'n menslike instansie nie. Nou wat is ek veronderstel om te gee? Ons is veronderstel om in die eerste plek ons lewens te gee. Ons bydraes moet wees vanuit 'n gewillige hart, en omdat ons die Here Jesus Christus liefhet. Nee, jy gee omdat jy God liefhet. En nou, laat die hoeveelheid bydraes vanuit die Bybel ondersoek, in die eerste plek ons tiendes, nee? Nou, die tiendes is in die Ou Testament is daar deur die godsdienstige wet van die Jode vereis om 'n sekere persentasie van hulle inkomste te gee. Hierdie tiende was 1/10 van 'n persoon se inkomste, nee? So 1/10, die Bybel praat ook van die eerstelinge van die inkomste. En so daai 1/10 was dan deel daarvan. Die tweede een is, die kerk is nie gebind tot die letter van die Ou Testamentiese wet nie. Die beginsels van die Ou Testament stel egter patrone vas oor die verhouding met God, nee? Soos in 1 Korintiërs 10 vers 11, en dan ook in Romeine 15 vers 4. En as ek vinnig vir jou kan blaai daar, om net vir jou dit te lees, dan sê hy hierdie woorde. Hy sê daar, want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. So ek en jy doen dit wat die skrif sê, en dit wat die woord van die Here sê, sodat ons dan kan gee volgens die wil van die Here, nee? En dat ons dan daardeur gelei sal word, en dan ook deur ons gehoorsaamheid aan die wil van die Here. Die Nuwe Testamentiese beginsels van gee word in 3 areas toegepas. Die eerste een is die struktuur. Nee, 'n jong Christen moet dissipline in alle areas van sy lewe toepas. Die toepassing van die beginsel van tiende gee kan help om die struktuur neer te lê. So beteken as ek in die gewoonte is, nee, soos gewoonte van Bybel lees, gewoonte van gebed, gewoonte van tiende gee, ek leer myself om dan in daai struktuur in te pas, dat ek kan help, en dan om blymoedigheid te gee, is die tweede rede, of die
die tweede beginsel, soos 'n individu groei in die Here sal hy 'n gesindheid ontwikkel wat verby die strukture strek. Die genade om blymoedigheid te kan gee word dan 'n realiteit in sy lewe. So beteken in die begin ek om tiende te gee omdat ek moet. En later begee ek tiende omdat ek wil, en ek gee meer as my tiende omdat ek wil, en ek gee omdat ek die beginsel verstaan, en omdat ek God wil behaag in elke opsig. Nou die Nuwe Testamentiese beginsel van gee word opgesom daar in 2 Korintiërs 9 vers 7. En kom ek en jy blaai net gou soontoe, daar in 2 Korintiërs 9 vers 7, dat ek en jy dit kan lees en kan verstaan. Hy sê, maar dink daarom, wie spaarsaamlik saai sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, maar God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Nee, as jy, hy sê soos geskryf is, hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. En dis waar ek en jy dan hierdie beginsel uit. In die eerste plek het hulle gegee soos in hulle harte, soos hy hom in sy hart voorneem. Beteken ons bydraes tussen ons en God. Die tweede een is, dis nie met droefheid nie, beteken ek kry nie swaar om het te gee nie, ek wil dit graag gee, dis nie, ek huil nie daaroor nie, beteken my gesindheid is reg. Nee, as ons met 'n verkeerde gesindheid gee, kan ons nie God se genade ervaar en ook nie sy seën beleef nie. Ek gee nie uit droefheid of uit dwang nie. Beteken ek en jy is nie gebind daartoe nie. Ek en jy hoef nie te gee nie. Ek en jy, daar's geen wet nie. Ons is nie onder die wet nie, ons is onder die genade. Maar as ek en jy verstaan gehoorsaamheid, geloof en getrouheid, dan wil ons dit gee uit dankbaarheid. Dan die vierde ding is, want God het 'n blymoedige gewer lief. So ek en jy moet kan weet, God is lief vir alle mense, maar daar is iets rondom blymoedige gee, wat maak dat ek en jy die seën van die Here kan beleef. En partykeer moet ons met opoffering gee, nee? Christelike volwassenheid sal tot gevolg hê dat daar met opoffering gegee word. Wanneer 'n persoon bokant sy vermoë gee, kos dit om iets, nee? En ons het altyd gesê, gee totdat dit seer maak, nee? En dan praat ek nie van jou hart is seer nie. Gee totdat jy dit voel, dan weet jy, yes, nou het ek gegee, en dan in die proses. Nou op hierdie stadium kom die welwillendheid van gee tot sy maksimum, nee? Soos ons reeds gelees het daar in 2 Korintiërs 8, en dan kan ons ook daaruit 2 Samuel 24 vers 24, kan ek gou soontoe blaai? 2 Samuel 24 vers 24, dat jy kan ook gerus gaan lees, dat ek en jy kan weet, wat gaan dit my kos? 2 Samuel 24 en dan vers 24 sê die woorde, maar die koning het Aroana geantwoord, nee, maar ek wil dit verseker van jou koop vir sy prys, en ek wil nie verniet aan die Here my God brandoffers bring nie. En Dawid het die dorsvloer en die beeste gekoop vir 50 sikkel silwer. So, beteken, hy wou dit nie verniet hê nie, hy wou hê dit moet hom iets kos, en hy was bereid om te gee. En dis dan die beginsel wat ons dan daar leer. So, my opoffering moet iets kan gee. Ander beginsels van gee is, gee soos God ons geseën het. Nee? Omdat jy geseënd is, omdat jy ontvang het, dan beteken dit, gee soos God ons geseën het. Ons moenie onsself bepaal volgens dit wat ander gee nie. Gee net volgens die hoeveelheid waarmee God jou geseën het. Beteken, as 'n ander R1000 gee, en jy kan nie R1000 gee nie, moenie dat dit jou pla nie, gee jy jou R100, nee? Maar gee volgens jou vermoë, nee? Gee soos wat God jou geseën het. Tweede plek, onthou te alle tye die wet van saai en maai, nee? Volgens 2 Korintiërs 9 en dan ook Galasiërs 6. En dan die ware Nuwe Testamentiese wyse van gee gaan veel verder as net die gee van tiende, nee? Dit is die volkome oorgawe van ons lewens en ons finansies aan die Here Jesus Christus. En as God beheer het oor ons lewens, sal hy ook beheer hê oor ons finansies. Nee? Dan beteken dit, ek en jy onderwerp onsself aan die wil van God. God sal vir jou sê wanneer jy moet gee, en jy moet dan gehoorsaam kan wees. Ek en jy moet ook kan weet, God se plan is dat ons gelykvormig moet word aan die beeld van die Here Jesus Christus. Nee, dat ek en jy gelykvormig sal word aan die beeld van die Here Jesus Christus. Net soos wat hy
bereid was om homself te gee, so moet ek en jy bereid was om te gee. Die tweede ding is die wesenlike karakter van God is om te gee, wat in die persoon van die Here Jesus gemanifesteer word. Weereens, Johannes 3 vers 16 en ander skrifte kan jy gaan lees. En dan, wanneer ons volgens Bybelse beginsels gee, sal die karakter van die Here Jesus in ons lewens gemanifesteer word, wat tot gevolg sal hê, dat God deur ons verheerlik word. En ek wil vir julle vra, gaan en laat toe dat die Here jou 'n gewer maak. Basiese vraag wat baie keer opkom is dit, hoe kan ek seker wees dat ek die regte dinge gee en dat my geld en tyd gebruik gaan word soos wat dit God behaag? Ek en jy moet kan weet, bou ons bydraes, jou tyd, jou diens, jou geld op die plaaslike kerk, dis God se bestemde situasie of institusie vir hierdie eeu, né? Beteken, maak seker jy gee vir die kerk. Nee, hy sê dat ons moet kan goed doen aan ander, maar die meeste aan die huisgenote van geloof. Die tweede een is, in die meeste kerke word 'n groep mans toevertrou met 'n verantwoordelikheid om finansiële sake van die liggaam te behartig. En as ons bidend God se leierskap opgesoek het met ons keuse van 'n plaaslike kerk en ons die beginsels van sy woord daaromtrent gevolg het, behoort ons die leiers van die kerk te vertrou om hierdie aspek korrek te hanteer. En as ons rede het om te glo dat die kerk se bronne nie skriftuurlik gebruik word nie, praat dan met die individue wat daarvoor verantwoordelik is. Indien die saak dan nie tot bevrediging opgelos word nie, moet ons dan bidend 'n ander kerk oorweeg. Ek wil vir jou sê, kom ek en jy gee, kom ek en jy laat toe dat die Here nie net ons seën nie, maar dat ons 'n seën kan wees. Kom ons bid saam. Vader, kom bid vir elke een wat hierdie woord vanmiddag hoor, en dat U, Here, elke een sal help om 'n gewer te wees, en dat U, Here, vir ons help om te kan gee vir die werk van die Here, en dat ons die seën van tiende gee, en van offerande, en elke ander saai en oes beginsel sal begryp en verstaan, en dat ons die seën daarvan sal beleef. Dankie, Here, dat U 'n blymoedige gewer liefhet, en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Die Here seën jou.